Vandaag kyk ons na iets wat nogal skrikwekkend klink, 'n beroerte van die oog. En is presies wat dit is, 'n mediese noodgeval waarvan min mense weet, maar waar elke liewe sekonde tel. Stel jy dit gou voor, een oomblik is alles spiekfyn, jy sien perfek, en die volgende oomblik, klik, dis asof iemand 'n skakelaar in een van jou oë afgesit het. Geen pyn nie, net donkerte. Dis presies die gevoel. En dis nie 'n oordrywing nie, hierdie toestand is net so ernstig soos 'n beroerte in die brein. Die insette is ongelooflik hoog, dis jou sig. En soos ons nou gaan sien, het die wedloop teen tyd reeds begin. Goed, so kom ons spring sommer dadelik in. Wat presies is hier die skielike, stille vyand van ons sig? Wel, in die mediese wêreld het dit 'n naam, CRAO. So wat beteken CRO? Dis eintlik doeteenvoudig, dis 'n blokkasie. Dink aan 'n bloedklont wat 'n breinberoerte veroorsaak. Wel, presies dieselfde ding gebeur hier, maar dit sny die bloedtoevoer af na die retina, daai superbelangrike ligsensitiewe deel agter in jou oog. Nou, tradisioneel was die nuus hier glad nie goed nie. Die prognose was gewoonlik wel dramaties en permanent, meestal permanente sigverlies. Maar, en dis 'n groot maar, daar is nou 'n uitsondering, 'n deurbraak wat alles kan verander. Om te verstaan hoe ons hierteen kan veg, moet ons eers weet wat presies binne in die oog skeefloop. So kom ons kyk 'n bietjie na die biologie agter die skerms. Hier's 'n goeie manier om daaraan te dink. Die slagaar wat bloed na jou retina toe vat, is soos 'n tuinslang. En die retina self, dis soos 'n baie fyn, delikate blom. CRAO is basies 'n knak in daai tuinslang. En wat gebeur as die blom nie water kry nie? Jep, dit begin dadelik verwelk. Daai verwelking het 'n mediese naam, iskemie. Dis 'n fancy woord wat maar net beteken die weefsel word letterlik uitgehonger. Die retinale selle kry nie die suurstof en voedingsstowwe wat hulle nodig het nie en hulle begin sterf. En dis hier waar dit regtig ernstig raak. Ons praat nie van dae of selfs ure nie, ons praat van minute. Volgens die bronne kan daai delikate retina binne so min as 90 minute permanente onomkeerbare skade opdoen. 90 minute. Dis 'n ongelooflike vinnige reis teen tyd. So kyk net na die kontras hier. Aan die een kant, sonder behandeling, is die prentjie maar donker. Omtrent 80% van pasiënte verloor soveel sig dat hulle skaars vingers voor hulle gesig kan tel. Maar dan, aan die ander kant, met die nuwe terapieë is daar hoop. Regte kans om daardie sig te herstel. So wat is hierdie wonderbehandeling? Wat is die deurbraak? Wel, dit het alles te doen met daai een ding wat die sterwende retina so desperaat nodig het, suurstof. Maar dit is hoe daai suurstof afgelewer word wat die ware geheim is. Dit staan bekend as hiperbariese suurstofterapie of sommer net HBOT. Basies, 'n pasiënt gaan in 'n spesiale kamer en dan word die druk in daai kamer verhoog, amper soos die gevoel wat 'n diepseeduiker ervaar. En dis hier waar die magie gebeur. Kyk, die probleem is die bloedklont, die blokkasie, reg? Rooi bloedselle wat normaalweg die suurstof dra, is te groot om verby te kom. Maar met HBOT gebeur iets ongeloofliks. Onder daai hoë druk met 100% suiwer suurstof, word die suurstof letterlik in die vloeistof van jou bloed, die plasma, ingedruk. Hierdie supersuurstofryke plasma kan dan verby die blokkasie sypel. Dis soos 'n slim ompad wat lewensreddende suurstof by waar verhongerde retina kry. Absoluut briljant. Goed, so ons het die wapen HBOT. Maar hoe gebruik dokters dit in die hitte van die oomblik? Dit kom alles neer op 'n baie streng, tydsensitiewe plan van aksie. Hierdie aanhaling uit die bronmateriaal sê dit eintlik alles. Jy weet hoe hulle vir 'n hartaanval sê, tyd is spier. Hoe vinniger jy behandel, hoe meer hartspier jy het. Wel, vir 'n oogberoerte is die gesegde tyd is sig. So eenvoudig en so kragtig soos dit. En dit is hoe daai plan van aksie lyk. Dis 'n mediese protokol, 'n soort padkaart vir dokters. Dit lyk dalk ingewikkeld, maar die doel is eenvoudig, om seker te maak elke besluit word blitsvinnig geneem, sonder om 'n enkele kosbare sekonde te mors. Alles begin met suurstof en dan word daar vinnig gekyk hoe die pasiënt reageer. So hier is 'n kritiese oomblik in daai protokol. Na die eerste 15 minute wat die pasiënt suurstof kry, word 'n baie belangrike vraag gevra. Is daar enige verbetering in die sig? En die antwoord op daai vraag bepaal alles wat volgende gebeur. As die antwoord ja is, wonderlik, hulle hou aan met die behandeling. Maar as dit nee is, dan word dinge onmiddellik geëskaleer. Die druk word verhoog, die behandeling word meer intensief. Daar's geen tyd om te wag nie. Elke besluit is onmiddellik en krities.
Dit bring ons by die eintlike vraag, né? Die teorie klink slim, die protokol is in plek, maar werk dit? Wat sê die bewyse? Die antwoord kom in die vorm van hierdie een kragtige syfer, 65%. Wat beteken 65%? Wel, dis die persentasie pasiënte in 'n studie van meer as 1000 gevalle wat 'n merkbare verbetering in hulle sig gesien het na HBOT-behandeling. Dit vat 'n toestand wat amper 'n doodsvonnis vir jou sig was en verander dit in 'n situasie waar byna 2 uit 3 mense 'n kans het. Dis 'n absolute game changer. Goed, so wat moet ons hieruit wegneem? Die belangrikste punte is dit. 1. Skielike, pynlose sigverlies. Dis 'n noodgeval. Hanteer dit presies soos 'n beroerte. 2. Begin dadelik met suurstof. 3. Tyd is krities. Hoe gouer jy by daai HBOT-kamer uitkom, verkieslik binne 24 uur, hoe beter is jou kanse. En 4. Onthou daai syfer, 65%. Daar's 'n goeie kans dat hierdie behandeling sig kan red. En dit los ons met hierdie laaste deurslaggewende gedagte. As jy of iemand vir wie jy lief is, skielik en sonder pyn hul sig in een oog verloor, sou jy nou weet om dit soos 'n beroerte te hanteer. Want daardie kennis, daai besef dat tyd sig is, kan letterlik die verskil wees tussen sien en nie sien nie.